Het dit al ooit met jou gebeur? Jy begin iets niets, nuwe dieet, nuwe oefenprogram, nuwe voornemens en jy begin goed. Jy stel hierdie groot doelwitte en jy is opgewonde. Maar dis nie lank nie of jy het spoed verloor en moed. Jy het te veel probeer afbyt, te veel probeer doen en uiteindelik kom daar niks van al jou goeie voornemens nie. Wel, vandag wil ek graag met jou die geheim deel van 1%. Hoe klein veranderingkies waarmee jy volhou, kan lei tot verstommende resultate. En dit kan wees in elke aspek van jou lewe. Jou gesondheid, jou finansies, jou geestelike lewe en jou verhoudingslewe. Baie welkom by die Leeflig Potgooi saam met my, Janine Bevelou Manders. Ek is baie opgewonde oor dit wat ons vandag gaan oorgesels. Het is my voorreg om met jou tyd te spandeer. Mag die inhoud hiervan vir jou iets beteken wat jy prakties kan gaan toepas en dalk met iemand deel wat ook nodig het om dit te hoor. As ons jou gewoontes vandag in 'n film moes omskep, en ons vertoon dit op 'n groot wit doek. Hoe sal dit wees? Sal dit 'n inspirerende verhaal wees? Lekker om na te kyk? Of 'n drama of 'n thriller? Ek kan sommer sien hoe die film so in jou gedagtes afspeel. Ek dink party van julle glimlag en op ander se gesigte is daar dalk 'n bietjie benoudheid. Is dit so? As jy 'n gewoonte moes kies wat jy graag in jou lewe sou wou hê, wat sou dit wees? En as jy een sou moes uitskop, watter een sal dit wees? Gee jouself 'n oomblik kans om daaroor te dink. Jy kan selfs die video hier stop, as jy eers mooi daaroor wil nadink. Ek wil met jou gesels oor wat se verskil gewoontes in 'n mens se lewe maak. Om die waarheid te sê, ek en jy is die som totaal van ons gewoontes. Dit wat ons elke dag doen. En ek wil met jou die indrukwekkende feit deel dat wanneer 'n mens elke dag net iets kleins in 'n mens se lewe verbeter en jy hou daarmee vol, dit dan tot ingrypende veranderings in 'n mens se lewe kan lei. Ons tipiese benadering tot selfverandering of wanneer ons iets wil verbeter, is om 'n groot doel voor oë te stel. En dan probeer ons om hierdie reuse tree te neem ten einde ons doel te bereik in so 'n kort tyd as moontlik. Terwyl dit baie goed klink in teorie, lei dit dikwels tot uitbranding, frustrasie en mislukking. Kan jy dink aan so iets in jou eie lewe, waar jy 'n doel gehad het en jy het met mag en mening ingespring, maar nie lank nie of jy het net jou hande in die lug gegooi en gesê, dis te moeilik, ek kan nie volhou nie, dit werk nie. Die ete kom sommer dadelik by my op. Ons begin op 'n maandagoggend en sê, ek gaan begin gesond eet. En ons sê dit, terwyl ons hier met 'n slaaibak vol vrees en verlange sit, en na daai Saterdag aand se pizza. Teen Woensdag baklei jy met die yskas oor hoekom sjokolade nie as 'n groente tel nie. Dit het immers kakaobone, reg? Oefening. Jy begin met hierdie groot doel. Ek gaan elke dag 5 km hardloop. Na dag 1 voel jy soos 'n hardlooplegende. Na dag 2 is jy op 'n stretcher. En teen dag 3 sê jy, ek het eintlik altyd gevoel, yoga is meer my ding, met rus daar ingebou, natuurlik. Of miskien het jy al probeer spaar. Jy probeer elke dag R10 spaar. Aan die einde van die maand dink jy, as ek nou net hierdie spaarvarkie kan oopmaak, kan ek uiteindelik daai groot droom vervul van 'n ekstra groot latte. Of wat van 'n nuwe vaardigheid wat jy probeer aanleer?
Jy beplan om elke dag fliksgitaar te oefen, tot jy besef dat jy elke keer dieselfde 3 akkoorde speel, omdat jou vingers jou haat. Plan B, word 'n meester van die 3 akkoord boogie. Ek gaan 'n geheim met jou deel. Is jy reg daarvoor? Die geheim van 1%. Al daarvan gehoor? Dis so maklik om die waarde van klein veranderings en wat die effek is van effense beter besluite en keuses op 'n daaglikse basis af te maak as, mense gaan in anyway nooit die verskil sien nie. Om by die basiese beginsels te bly, is dalk nou nie vreeslik indrukwekkend nie, en om elke dag 1% beter te raak, gaan dalk nie die koerant se hoofopskrifte haal nie. Maar oor tyd gaan dit beslis 'n verskil maak. Zig Ziglar het gesê, motivation gets you going and habit gets you there. Hierdie aanhaling herinner ons dat motivering is belangrik om te begin, maar dit is gewoontes wat jou help om volhoubare sukses te behaal. Kom ek vertel vir jou wat met die Britse fietsryspan in 2003 gebeur het, toe hulle lot skielik verander het. Tot en met 2003 het Groot-Brittanje nie veel gehad om op te roem wat sy nasionale fietsryspan aanbetref nie. Tussen 1908 en 2003 het slegs 1 Brit 'n goue medalje by die Olimpiese Spele gewen. En in 110 jaar het geen Britse fietsryer ooit die Tour de France gewen nie. Die prestasie van die Britse fietsryers was so teleurstellend, dat een van die voorste fietsvervaardigers in Europa geweier het om fietsse aan die span te verkoop, omdat hulle bang was dit sou verkope benadeel as ander professionele ryers die Britte met hulle toerusting sien ry. Dit sou alles verander, die dag toe hulle Dave Brailsford aanstel as hulle nuwe prestasiebestuurder. Wat hom van vorige afrigters onderskei het, was sy onverpooste toewyding aan 'n strategie wat hy genoem het marginale winste. Sy benadering was om met alles wat jy doen te soek na enige iets wat jy 'n klein bietjie op kon verbeter. Brailsford het gesê, die hele beginsel het ontstaan uit die idee, dat as jy alles wat jy aan kan dink, wat verband hou met fietsry, dit vat, nie? En jy ontleed elke aspek. En dan gaan jy en jy probeer elke aspek met 1% verbeter. Dan sal jy uiteindelik 'n beduidende verbetering sien, wanneer jy dit alles saamvoeg. Dit werk op dieselfde beginsel, kan ons sê, as saamgestelde rente. Julle het miskien al gehoor dat dit aan Einstein toegeskryf word, dat hy gesê het, saamgestelde rente is die 8ste wonder van die wêreld. Nou die beginsel van 1% werk absoluut op hierdieselfde prinsip. Brailsford en sy mede-afrigters het begin met 'n klein aanpassing. Hulle het byvoorbeeld die fiets se sitplekke herontwerp om dit meer gemaklik te maak en alkohol op die bande gevryf vir 'n beter greep. Hulle het van die ryers gevra om elektries verhitte oortrekbroeke te dra om die ideale spiertemperatuur wanneer hulle ry te handhaaf. Hulle het bio-terugvoer sensors gebruik om te monitor hoe elke atleet op 'n spesifieke oefensessie reageer. Die span het verskillende soorte materiale in 'n windtonnel getoets en hulle het die buitelugfietsryers laat oorskakel na binneshuise resiespakke wat ligter en meer aerodinamies blyk te gewees het. Maar hulle het nie daar gestop nie. Brailsford en sy span het aanhou soek na waar hulle 1% kon verbeter in enige area wat voorheen oor die hoof gesien is en ook gekyk na die mees onverwagse areas om daar te probeer verbeter.
Hulle het byvoorbeeld verskillende tipes masseringsgels getoets om te sien watter een tot die vinnigste spierherstel gelei het. Hulle het 'n dokter aangestel om die fietsryers die beste manier aan te leer om hulle hande te was, om die kans op verkoue te verbeter. Hulle het bepaal watter tipe kussing en matras vir elke ryer die beste nagrus gee. Hulle het selfs die binnekant van die span vragmotor wit geverf, wat gehelp het om klein stofdeeltjies raak te sien, wat normaalweg ongemerk sou verbygaan, en wat die werkverrigting van die fyn ingestelde fietsse kon benadeel. Net 5 jaar nadat Brailsford oorgeneem het, het die Britse fietsryspan die pad- en baanfietsry byeenkomste by die 2008 Olimpiese Spele in Beijing oorheers, waar hulle 'n verstommende 60% van die beskikbare goue medaljes gewen het. 4 jaar later, toe die Olimpiese Spele in Londen gehou is, het die Britte die maatstaf nog hoër gestel deur 9 Olimpiese rekords en 7 wêreldrekords op te stel. Daardie selfde jaar het Bradley Wiggins die eerste Britse fietsryer geword wat die Tour de France gewen het. Die volgende jaar het sy spanmaat Chris Froome die wedren gewen en hy sou dit weer in 2015, 16 en 17 wen, wat die Britse span 5 Tour de France oorwinnings in 6 jaar besorg het. Tydens die 10 jaar periode van 2007 tot 2017 het die Britse fietsryers 178 wêreldkampioenskappe en 66 Olimpiese en Para-Olimpiese goue medaljes gewen en 5 Tour de France titels ingepalm, in wat wyd beskou word as die mees suksesvolle tydperk in fietsry geskiedenis. Hoe gebeur dit? Hoe verander jy 'n span wat voorheen bestaan het uit bloot middelmatige atlete? Hoe verander jy hulle in wêreldkampioene? Wel, hulle het gewys deur klein veranderings wat op die oog af skaars enige verskil sou maak of enigsins beduidend was. Die verskil wat 'n klein verbetering oor tyd kan maak is verstommend. En hier is hoe die wiskunde uitwerk. As jy elke dag vir 'n jaar lank net 1% beter kan raak, sal jy teen die einde van die jaar 37 keer beter wees. Aan die ander kant, as jy elke dag 1% swakker word, sal jy teen die einde van die jaar byna tot 0 afgeneem het. Wat begin as 'n klein oorwinning of 'n geringe terugslag, bou later op tot iets veel groter. En ek wil jou uitnooi, as jy klaar geluister het, om net daar waar jy is, net by jouself stil te raak en te dink, wat sal dit vir jou wees? Waar wil jy dalk die graagste net 1% verbeter? En fokus dan daarop. Skryf dit neer iewers. Daar gebeur iets as ons dit nie net dink nie, maar wanneer ons dit ook neerskryf. Studies toon dat mense wat byvoorbeeld hulle doelwitte neerskryf, 62% meer geneig is om dit te bereik. Dit, omdat die daad van skryf 'n sein na die brein te stuur om proaktief te wees. Dink net, as jy dit vir 'n jaar doen, sal jy aan die einde van die jaar 37% beter afwees as wat jy op hierdie einste oomblik is. Hoe kan jy die 1% gewoonte miskien in jou eie lewe toepas? Nou dat jy hierdie verhaal van die Britse fietsryspan gehoor het, wil ek jou dit vra. Wat is een klein verandering wat jy vandag kan begin maak? Net 1%. Iets so eenvoudig dat dit amper te maklik is, dat jy amper nie daarvoor kan nee sê nie. Maar as jy dit gereeld doen, dan kan dit lei tot groot resultate oor tyd. En hier is 'n paar eenvoudige idees, eintlik maar net om jou in die ding te sit. Vir elkeen van ons gaan dit natuurlik verskillend wees.
Kom ons begin by jou gesondheid. Wat rondom jou gesondheid is 'n goeie gewoonte wat jy in plek kan sit of 'n slegte gewoonte wat jy kan laat vaar? Kom ons dink aan goeies. Drink net 1 ekstra glas water per dag. Of vervang 1 soet happie met 'n vrug of 'n groente. Gaan stap vir 10 minute na aandete. Gaan slaap 15 minute 'n bietjie vroeër elke aand. Wat van jou geestelike lewe? Watse aanpassings kan jy miskien daar maak? Spandeer 5 minute in stilte in God se teenwoordigheid. Is 1 voorstel. Net 5 minute. Lees elke dag net 1 vers. Jy hoef nie 'n hele hoofstuk te lees nie, maar begin met 1 vers uit die Bybel uit en dink hoe dit op jou lewe van toepassing kan wees. Wat van jy begin 'n dankbaarheidsjoernaal? En jy skryf elke dag, al is dit net 1 ding neer waarvoor jy dankbaar is. Of wat van jou verhoudings? Wat van jy dink daaroor om stuur dalk 'n boodskap, 'n bemoedigende boodskap aan iemand vir wie jy omgee? Of vra iemand hoe hulle dag was en dan luister jy regtig. Gee miskien 'n opregte kompliment. Of sit jou selfoon vir 10 minute neer en wees in daai tyd net teenwoordig. En laastens jou persoonlike groei. Wat van jy lees 1 bladsy uit 'n boek per dag? Jy sê dalk, ek hou nie baie van lees nie. Maar wat van net 1 bladsy? By die tyd wat jy by die einde van die bladsy kom, is jy dalk nuuskierig om te sien wat op die volgende bladsy gebeur en jy verstom jouself dalk en jy lees 2 bladsye. Of wat van skryf net 1 gedagte, 1 positiewe gedagte of 'n doelwit in 'n joernaal neer. Vervang 1 negatiewe gedagte met 'n positiewe een. Luister, miskien net vir 5 minute na 'n pot gooi wat jou inspireer. Goed, nou is dit jou beurt. Wat is jou 1%? Wat is 1 klein treetjie wat jy vandag kan neem om jou nader te bring aan die persoon wat jy graag wil wees? Onthou, hierdie beginsel werk nie net vir kampioenspanne nie, maar ook vir jou unieke reis. Onthou, die beginsel werk as jy die beginsel toepas. Jy kan dit asseblief gaan skryf dit neer, of nog beter gaan deel dit ook met 'n vriend of 'n vriendin. Iemand wat jou dalk ook kan verantwoordbaar hou. Maar die belangrikste van alles is begin net. Klein stappies, klein treetjies, konsekwent geneem, lei tot groot oefeninge. En ek beloof jou, die resultaat is gewaarborg. Die beginsel werk as jy die beginsel toepas. Want onthou, toepassing is alles. Geniet die reis. Ek is saam met jou opgewonde. Die reis is baie belangrik. Iemand het eendag gevra, wat is die belangrikste van 'n reis? Die beginpunt of die eindpunt? Wat is die belangrikste? Verskillende antwoorde kan natuurlik hier geld. En die antwoord is die geselskap op die reis, saam met wie jy ook al reis. En natuurlik moet asseblief nie jou geluk uitstel nie en sê, ag, ek sal gelukkig wees as ek eers daai 5 kilogram verloor het, of ek sal gelukkig wees as ek eers hierdie projek afgehandel het. Hoekom werk dit nie? Want die oomblik wat ons die doel bereik, dan skuif die doelpale na iets beters. Wees net gelukkig in die oomblik. Gryp die oomblik aan en wees gelukkig op hierdie reis. En ek stuur vir jou liefde, vrede en seën. Tot 'n volgende keer.